As jy die Here aanbid, geliefdes, antwoord die Here. Hy sal miskien nie antwoord soos wat jy verwag nie, maar antwoord hy. Ek wil hê jy moet sien, hoe kom Jesus in die tyd? Swak, heilerig, klarig, soek ondersteuning, val, ween. Maar daar gebeur iets. Hy gaan so ver dat hy vra, Here, as dit moontlik is, vat hierdie bitterbeker. Halleluja. Ons almal het mos daai bitterbekers. Maar jy sê, Vader, as dit moontlik is, vat hierdie pyn, vat hierdie probleemkind, vat hierdie probleem huwelik, vat hierdie probleem gewoonte uit my pad. En ons kyk die Here in sy woord, eendimensioneel. Ons kyk hom net en ons prys hom net, wanneer hy ekstern antwoord, wanneer hy die kruis wegvat. Maar hier antwoord God vir Jesus Christus. Ons sien 'n antwoord, wat nie die kruis wegvat nie, maar God versterk hom van binne. Geliefdes, die Here doen twee goed, of God doen twee goed. Hy vat of die struikelblok uit jou pad uit, of hy gee jou krag om deur die struikelblok te loop. Hy sorg of dat jy nie deur die doodsvallei gaan nie. Hy sny hom af, of hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, weet dat hy jou in die hand. Maar God antwoord. Jy weet nie hoe stand jy nie. Jy weet nie hoe kon hy nog nie 'n strook gekry, of had wat hy jou intern sterk gemaakt. Hier kom Jesus en hy wys ons in tye van moeilikheid, wat moet ons maak? Al is jy swak, val voor sy aangesig, val en bid, huil en bid, wees verbitter, maar bid, blameer God, maar bid, wees negatief, maar bid, want dit weet gebed verander sake. Al kan ek dit nie buite verander nie, hy verander my, maar gebed. Gebed maak dat diezelfde man wat geval het, loop sterk uit. Diezelfde man wat gekla het, sê rus maar voort, van gebed. Jou oorwinning lê in gebed. As gebed God die siel kon versterk, hoe te meer ons? Oh yes. Dit is ons soek resepe wat die bietjie wat ons waar kry. Maar hier, net deur middel van gebed. En jy kan hom in privaatheid doen. Want jy aanbid 'n alomteenwoordige God. En kan almal slaap. Die woord van die Here sê, hy slymer
steen. Nie